Right, ons is hierso in Douglas, nee, op Agroforce se roadshow. So, Priska Douglas, Valarts, begin in Noord-Kaap kom kuier. Ek praat hierso met Bernard, hy gaan my meer vertel wat is hulle uitgangspunt rondom hulle teelprogram en hoekom hierdie brand, nee, is die volgende lucering wat jy daar by jou moet vestig. Bernard, hoe lyk dit? André, lekker met jou. Nee, doodstil, rustig. Ek sien, ek hoop jy ouens kry vandag die lucering af, want ek hoor daar's 'n paar manne wat redelik met 'n spoed hier weg is. Ja, nee, kyk, ek het vandag die dag kort geknippe gesê, daar lê nog 'n bietjie wat moet gebal word op die land. Sê vir my, Agroforce, gee my goue oorsig, waar kom die company vandaan, en julle het nou baie sterk lucering teelprogram, maar verduidelik my net so 'n bietjie agtergrond. Ja, so ons is gestasioneer daar in Oudtshoorn en Agroforce het nou ontstaan onder die Klein Karoo Saadgroep wat in die verlede K2 behels het wat ons nou intussen tyd verkoop het. Ja. En so ons het nou basies daai lucern fondasie en wat in ons DNA is, bring ons nou weer bietjie mark toe met jare se ondervinding en bietjie opwindende nuwe genetika. So julle die ou besigheid basies verkoop en toe die kom ons sê die restraint of trade nou uitloop, julle kan julleself nou net nie help nie, julle moet in die lucering game wees, nee. Ons wil weer terugkeer. Hy's maar deel van ons daar in die Klein Karoo. Okay, nou julle basiese beginsels as dit kom by lucering teeling, nê? Want kyk, vir my as boer dis 'n heavy langtermyn belegging wat ek maak. Hoe weet ek plan die regte ding? Ja, natuurlik is daar nou so baie kwaliteit rolspelers waarna moet kyk, kwaliteit saad natuurlik en waar die saad vanaf kom. Ons self teel nie meer nie, so ons gaan na die teelers toe wêreldwyd en gaan kry hulle beste genetika. Ons kom screen dit dan in Suid-Afrika en daar uit selekteer ons die top 10 van, daar's oor die 50 sommige jare wat ons moet beproef en daar kies ons die beste vir wat in ons mark en ons toestande gaan floreer. En ek meen jy's nou betrokke by daai seleksies ensovoorts. So wat gebruik jy as 'n kom ons sê as 'n maatstaf om te sien of 'n kultivar gaan werk of nie? So ons een van die grootste rolspelers natuurlik is ons klimaat, ons toestande, ons hitte-eenhede, ons koue eenhede, ons wind, verdampingstempos, ons sukkel met soutte natuurlik. So ons toets almal onder dieselfde riglyne en ons kyk dan wat is die opbrengs natuurlik, wat is die kwaliteit en in daai kombinasie kan ons sien wat gaan oorleef en wat gaan werk. Natuurlik kyk ons na dormansie klasse ook. Ek meen daar's selfs dormansie 2's wat ons al getoets het. Ja. Vir watter rede weet ek ook nie, maar die hoeveelheid wat daar buite is wat ons moes deursif oor jare om die top met die hand te selekteer. Is waar ons eintlik maar baie geleer het en sodoende kon ons die beste ouens geïdentifiseer het. Hoe belangrik is dit om die regte kwaliteit saad te koop? Dit is tog waar alles begin. So as 'n ou 'n swak mielievestiging het, gaan jy pakslaag kry vir 'n jaar. As jy swak lucerne saad kry, kan hy vir jou vir 4 jaar pakslaag gee. So dit is die belangrikste ding en dit is ook waar jy 'n vertroue verhouding met die publiek en die boer gaan kry. As jy vir hom kan 'n chap op die sak sit wat ek ken nou nie die Afrikaans woord vir guarantee nie. Ja. Jy kan 'n garantie op dit sit en sê hierdie goed is wat dit is eerstens op die sak en dit is getoets. En ons gaan nou seker praat oor die toets. Ja, maar hoe doen julle dit dan? Hoe kan jy nou vir my sê nee, daar's kwaliteit, dat jy nou 'n plekkie waar jy nou gou vir my 100 saadjies gaan uitgooi en dan sê jy ja, daar dan so 90 van hulle het opgekom en dan het jy jou ontkiemingsgoeds gedoen. Kiemings is 90. So daar is laboratoriums, jy weet wat beskikbaar is in Suid-Afrika waar enige persoon sy saad kan instuur natuurlik en gaan 'n toets, 'n kieming kry of 'n suiwerheid kry. By ons werk dit 'n bietjie anders omdat ons baie met die buiteland ook doen in terme van uitvoere. So daar's streng maatreëls in plek vir goeie rede ook. So ons moet kan bewys en sertifiseer waarvan af daai saad kom. Maar dis is met die eie saadproduksie wat julle daai goeders uitgooi of uitvoer en dan gebruik julle dieselfde infrastruktuur wat julle basies het aan die lucerne kant. Dit kan ons op lucerne en enige en al ons weidingsaade gebruik. So om te kan sê waar kom die ding regtig vandaan is wat in die sak is dit wat dit is, wat se generasie is dit, hoeveel kom hy van basissaad af, is dit 'n ding wat gestroop is op 'n vreemde ou se land. So ons kan daai
oormerk en 'n garantie gee dat dit is wat dit is, dan besit ons 'n ISTA geakkrediteerde laboratorium op ons perseel wat hoofsaaklik daar was vir die groentesaad. Daar's 8 van hierdie laboratoriums in die hele Afrika. So dis internasionale standaarde van die strengstes wat jy gaan kry om te waarborg daai ding is wat hy sê hy is. Want vat 'n ding soos SA standaard en ek dink hierdie is 'n belangrike komponent, nê. Nee. Ek meen ek love SA standaard, maar soos ek verstaan is dit SA standaard's baie goed, mits jy die regte een kan kry en daar's baie ouens wat SA standaard daar buitekant verkoop as SA standaard, maar die regulasies rondom hom is so vaag dat jy kan amper enige lucernsaad in 'n sak gooi en sê dis SA standaard, seker reg? Ongelukkig betree daar soms sulke gevalle in die mark. So dit is nie meer moontlik om SA standaard regtig te sertifiseer nie. Daar's enkele boere in Klein Karoo wat nog wel die papiere het om dit te bewys en as hy by daai boer geproduseer is en deur ons laboratorium en skoonmaakfasiliteite is daar darm 'n kaartjie of 'n regmerkie wat kan bevestig dit is wel dit. Daar is altyd 'n swart mark en dis moeilik om te kompeteer met dit. Maar ons moet by daai standaarde bly om te kan waarborg. As ons daai etiket opplak, dit moet dit wees. Wat persentasie gewys, wat gaan ek nou regtig meer betaal vir my saad as ek net gewone op straat saad koop? Ek meen dis seker wat 100% meer iets in hierdie koers, is ek reg? Somtyds ja, somtyds verseker en dis somtyds goeie saad. Ander kere is dit bietjie van 'n lucky packet. Afhangende van wie dit skoongemaak het. Ons wil nie Satansbos versprei Noord-Kaap toe nie. Ons wil nie dussels en vreemde onkruid wat nie hoort van die Karoo opry nie. So dis belangrik om te weet wat werklik aan daai sak is. Soos ek sê, soms is daar 'n lucky packet en jy kry 'n lekker ding daar wat daarop staan en hy werk, maar dis nie altyd die geval nie. So kort en die lank is, dit is nou maar boerdery is risikobestuur en dis een van daai goeters, wil jy regtig daai risiko vat? Want jy al jou ander insette gaan vat rondom hom, is daai eintlik maar 'n baie klein komponent van jou insetkostes op jou lucerne op die einde van die dag. Verseker. Ek dink dit is so krities met lucerne is om reg te begin. En om daai stand vir jou die beste kans te gee, ook om reg te begin. Want as jy reg aan begin, gaan dit jou die potensiaal gee om reg aan te hou boer en hopelik die maksimum potensiaal te kan bereik. Net baie vinnig, jy sê jy het nou al die dormansies, die hele lot gaan toets. Wat is die wat julle op besluit het wat dan nou beskikbaar is vir die ouens? So ons bied aan van 6 tot 10. En daar's nie net een van elk beskikbaar nie. Sommige van hulle klasse is daar, maar ons soek 'n alternatief altyd. Soos ons weet, soms skei die draadheining sommer die grondtipes ook. So as hy nie by buurman werk nie, dan het ons 'n alternatief wat ons ook kan probeer. Olivier het net nou gesê dat vir hom hy definitief meer tonne gesny vandat hy hele goeders plant en hy voel nommer 1 die kwaliteit van die saad en nommer 2 omdat julle op die plaas was en vir hom 'n aanbeveling gemaak het vir sy grondtipe, klimaat waar hy is ensovoorts. So is dit iets wat julle deur middel van julle agente, tegniese ouens en so vir ons almal kan doen? Ons wil dit baie graag doen. Dis vir ons belangrik. Ons werk ook baie hand aan hand met die koöperasies. So daar's altyd 'n balans wat jy moet hê om daai verhoudings te handhaaf, laat ons op die plaas kan kom. Ons wil graag ons voel die pasty is groot genoeg vir almal om mee te deel in die sukses. So ons wil graag by die boer direk uitkom, daai aanbeveling maak mits hy dit wil hê en dit is vir ons lekker. En ons kan ook 'n bietjie meer akkuraat dan sien hoe hierdie ou se implemente is wat vir sy stelsel ook gaan werk. Right, dit is Bernard van Agroforce. Okay, so, as jy belangstel met hulle in kontak te kom, laat hulle vir jou aanbeveling kom maak daarso. Dis 'n groot kapitale uitleg wanneer jy lucerne vestig en weidingsgewasse for that matter. Dat te kom, vir jou aanbeveling maak en dan weet jy somme, jy start reg. Linkie bo of onder of daai nommer. Dis hier van Farm Space. Tot volgende keer. Groete.